Paulus beaam die wet. Paulus is 'n voorstander vir die wet. En hy verduidelik aan die mense dat werke nog geldig is. Paulus kanselleer glad nie die werke nie. En hy leer dat die Torah nie afgeskaf is nie, die wet is nog geldig. Hy beklemtoon eerder dat die geloof en werke saamwerk en dat die geloof nie die gehoorsaamheid aan die Torah vervang nie. Baie mense misverstaan sy woorde en Petrus het ons ook gewaarsku daarteen. Veral as hy die verhouding tussen die wet en die geloof verduidelik. Hy argumenteer ook dikwels teen verkeerde sienings en verduidelik dat die Torah nog steeds geldig is. So Paulus se verwysing na Abraham se geloof en sy werke, dan moet ons gaan kyk in Genesis 26 vers 5, om te gaan sien wat was Abraham se geloof en werke, né? In Genesis 26 vers 5 staan daar, omdat Abraham na my stem geluister het, en my voorskrifte, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. Genesis 26 vers 5. So Abraham was al reeds gehoorsaam aan die wet, hy het die insetting onderhou, hy het die voorskrifte onderhou, want hy het 'n tiende gegee aan Melchisedek, net dis 'n wet, so hy het dit reeds geken, hy het offers gemaak, dit is wet. So kan ek aangaan, en Noag het geweet van rein en onreine diere, so die wette het reeds bestaan, hè? Maar hier verwys hy na Abraham, en ons kan in Genesis 26 vers 5 gaan sien, Abraham, deur geloof en werke, het al hierdie wette, verordeninge en insettinge onderhou. So, opsomming, hier sien ons dat Abraham gehoorsaam was aan Jahwe se Torah, selfs voordat dit aan Moses gegee is. Paulus verwys dikwels na Abraham as 'n voorbeeld van geloof, maar hy toon dat Abraham se geloof gepaard gaan met werke van gehoorsaamheid. Romeine 4 vers 3. Want wat sê die skrif? Abraham het in Jahwe geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Dit beteken nie dat Abraham sonder werke regverdig was nie. Hy was regverdig omdat hy Jahwe se stem gehoorsaam het. Genesis 26 vers 5. Paulus maak dit duidelik dat Abraham se geloof hom nie vrygestel het van gehoorsaamheid nie, maar hom eerder daarna toe gelei het. Abraham wou die wil van sy God doen, en daarom het hy hierdie dinge begin doen, want dit is die wil van sy God, dat hy hom gehoorsaam is. Paulus argumenteer teen waninterpretasies, nie teen die Torah nie. So baie mense gebruik Romeine 6 vers 14 om te sê dat die wet nie meer geld nie, dat ons onder genade is. Maar Paulus weer lê dit direk net in die volgende vers. So kom ons gaan kyk. Romeine 6 vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Baie mense interpreteer hierdie vers verkeerd, asof dit beteken dat die wet nie meer geld nie. Maar ons moet gaan kyk in die volgende vers, Romeine 6 vers 15, waar Paulus dit verduidelik. Hier is iemand besig om vir Paulus te sê, jy is nie meer onder die wet nie, jy is nou onder genade. Dis nou die argument wat Paulus hier het. So kom ons gaan lees nou, nadat iemand vir Paulus gesê het, hy is nie meer onder die wet nie, hy is onder genade. Nou gaan ons kyk, wat is Paulus se antwoord terug aan hierdie persoon, wat hy die argument stel, in Romeine 6 vers 15. Wat dan? Sal ons sondig, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder genade? Nee, stellig nie. So Paulus sê vir hulle, hierdie stelling wat jy aan my maak, dat die wet nie meer nodig is nie, want ons is onder genade, is nie reg nie. So hy praat teen daardie stelling. Hy sê duidelik dat ons steeds nie mag sondig nie. Wat is sonde? 1 Johannes 3 vers 4. Sonde is wetteloosheid. Dis oortreding van die wet. Gaan lees asseblief. Dit wys dat die Torah steeds geld en dat Paulus dit nie kanselleer nie, né? Paulus leer juis gehoorsaamheid aan die Torah. Paulus leer deurgaans dat geloof nie beteken dat ons Torah mag breek nie, né? Romeine 3 vers 31. Maak ons dan die wet tot niet deur geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. So weer eens het iemand vir hom gesê, die wet is nie meer nodig nie, want jy moet nou net glo, jy moet nou net geloof hê. Hy sê, maak ons dan die wet nietig deur die geloof?
Nee, stellig nie, inteendeel ons bevestig die wet. So hy is besig om met die persoon te antwoord wat vir hom hierdie verregaande goed sê van die wet is nie meer nodig nie, want ons het nou geloof. Hy sê vir hom nee, ons bevestig hierdie wet. Die wet word bevestig, met ander woorde, hy is nog geldig. Handelinge 24 vers 14. Hier is 'n belydenis, luister. Maar dit bely ek vir u, dat ek volgens die weg, wat hulle 'n sekte noem, die God van ons vaders dien, en alles wat in die wet en in die profete geskryf is. Nee? Hulle noem hom 'n sekt, omdat hy die wet volg, nee? Noem julle my 'n sekte persoon? 'n Persoon wat verkeerd is, omdat ek die wet volg, omdat ek dieselfde belydenis as Paulus maak? Ek bely ook, dat ek volgens die weg, wat hulle 'n sekte noem, die God van ons vaders dien, en alles glo wat in sy wet en sy profete geskryf is. Ek maak daai selfde belydenis. Paulus het nog altyd die Torah en die profete geglo en gehoorsaam. Hy was 'n skrifgeleerde. Onthou in Romeine 7 vers 1 sê hy vir ons, ek praat net met die wat geleerd is in die wet. As jy nie geleerd is in die wet nie, en Paulus sê hy praat net met die wat geleerd is in die wet, nee, dan moet jy verstaan, jy gaan nie verstaan wat die woorde is wat uit Paulus se mond uitkom nie, want hy's 'n baie slim man en hy's goed geleerd in die wet. Romeine 2 vers 13. Wanneer die hoorders van die wet is regverdig by God nie, maar die doeners van die wet sal geregverdig word. So hoor, help jou niks. Jy moet dit doen voordat jy regverdig kan word, want jy het daai regverdige dade en aksies in jou lewe nodig. Hier sê Paulus duidelik dat mense wat die wet onderhou regverdig sal wees voor Jahwe. Paulus debatteer met mense wat die Torah verkeerd verstaan. Baie van Paulus se briewe is teen groepe wat Joodse tradisies bo die Torah geplaas het. Byvoorbeeld die Fariseërs wat mense tot besnydenis wou dwing vir redding in Handelinge 15. Mense wat gedig het dat geloof alleen genoeg is sonder die werke. Sien, ons kan na Jakobus 2 vers 17 tot 24 gaan as 'n teenstelling daarteen, né? Verkeerd verstaan het wat genade beteken. So hulle sê vir ons ongenade, die wet is nie meer van toepassing, so wat ons nou net gelees in Romeine 6 vers 14 tot 15. So hierdie is redenasies wat hy met mense het wat dit verkeerd verstaan. Paulus het hierdie groepe reggehelp en verduidelik dat geloof sonder werke is nutteloos. Romeine 2 vers 6 tot 7. Genade beteken nie wetteloosheid nie. Romeine 6 vers 1 tot 2. En die Torah is steeds geldig en 'n riglyn vir geregtigheid. Romeine 7 vers 12. So kom ons maak 'n gevolgtrekking. Paulus leer nie dat die Torah gekanselleer is nie. Hy verwys na Abraham se geloof, Genesis 26 vers 5, maar toon dat sy geloof gepaard gaan met die gehoorsaamheid aan die wette. Hy argumenteer teen valse lerings wat sê dat geloof sonder werke genoeg is. Hy bevestig dat ons steeds die Torah moet gehoorsaam, selfs onder genade. Mense wat Paulus verkeerd interpreteer gebruik slegs sekere verse sonder om die konteks van die argument te verstaan. Wanneer ons sy briewe binne die regte konteks lees, sien ons dat hy die Torah bevestig en nie kanselleer nie. Ek hoop hierdie help, maar soos altyd gaan toets asseblief dit wat ek sê. Moenie dit vat as die waarheid nie. Gaan lees hierdie skrifte vir julleself. Laat Vader sy verborgenhede en sy woorde vir julle oopsluit. Mag julle 'n geweldige goeie dag hê.